Goeiedag broers en susters en 'n baie spesiale goeiemôre aan al ons jong maatjies. Vandag is ons kinderdiens en vandag is baie interessant want ons gaan vandag gesels oor gesels. So kom ons bid saam en dan vra ons vir die Heilige Gees dat as ons nou uit die Bybel uit lees, ons ook sal verstaan wat die Here vir ons wil sê vandag. Liewe Jesus, ons sê vir U baie dankie dat ons uit hierdie spesiale boek uit kan lees. Ons wil vir U dankie sê dat ons kan weet U is ook nou deur U Gees by ons en dat later as ons klaar gelees het en klaar gesels het, dan is U nog steeds by ons. Baie dankie daarvoor en baie dankie dat ons weet U by ons is. Amen. Ons lees vandag uit die boek Lukas en ek gaan vir ons lees uit die Bybel vir almal 2007 vertaling, net want hy is so bietjie makliker en ons lees Lukas 18 vers 1 tot 8. Jesus het toe vir die disippels 'n gelykenis vertel. Hy wou hê hulle moet verstaan dat 'n mens moet aanhou bid en nie moedeloos moet word nie. Hy het gesê, in 'n stad was daar 'n regter wat nie bang was vir God nie. Mense was ook nie vir hom belangrik nie. In dieselfde stad was daar 'n weduwee. Sy het na die regter toe gegaan en vir hom gesê, daar is iemand wat nie reg doen aan my nie. Jy moet my asseblief help. Die regter wou haar nooit help nie. Maar na 'n lang tyd het hy gedink, ek is nie bang vir God nie en mense is nie vir my belangrik nie. Maar ek sal die weduwee help, want sy is lastig en sy sal my nog baie moeg maak as sy so aanhou vra dat ek haar moet help. Toe sê die Here, het julle gehoor wat sê daardie slegte regter? Hy het gesê, hy sal die weduwee help, maar God sal sy mense help, dit is seker. Hy het hulle gekies en hulle roep elke dag en nag na hom. Dink julle hy sal lank wag om hulle te help? Nee, ek sê vir julle, hy sal hulle dadelik help. Julle moet aanhou bid, sodat wanneer die seun van die mens kom, hy mense op die aarde sal kry wat glo. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woorde hoor en wat ook maak soos wat dit sê. Ek weet nie of ons jong mense, sy oumas en oupas hulle nog bederf nie. Myne het my vreeslik bederf. Nou hoe voel ons as ouma of oupa vir ons 'n lekkertjie gee? Ek het altyd baie bly gevoel. En as ons gelukkig is, of ons is bly, wat doen ons om vir ouma of oupa te wys, ons is gelukkig? Ons sê vir hulle, en ons sê vir hulle dankie. Nou ek weet nie of ons jong mense ook moeilike huiswerk kry nie. Ek het baie moeilike huiswerk gekry wat vir my te moeilik was, en as my onderwyser dan vir my daai huiswerk gee, dan het ek geweet, maar ek kan vra, miskien kan my ma of my pa my help. Nou, wat moet 'n mens doen as 'n mens wil hê, iemand moet jou help met jou huiswerk? Jy kan vir hulle vra, maklik. Ek het 'n paar goeie skoolvriende, en ek is nou al amper 40, en ons bel nog steeds mekaar af en toe, en ons sien mekaar so elke nou en dan, want hulle woon maar ver. Ek hoop julle het ook maatjies. Nou as ek wil weet hoe gaan dit met my maatjie, en ek wil vir hulle sê hoe dit met my gaan, wat kan ek doen? Ek kan vir hulle sê, ek kan vir hulle vra. Nou gaan ek vir ons 'n moeilike vraag vra, en ek wil graag hê julle moet mooi luister hierna. Julle weet wie Jesus is, né? Ek hoop almal van ons het al van Jesus gehoor, en dat ons by die huis gereeld hoor van Jesus. Nou kan ons vir Jesus sien met ons oë en hoor met ons ore, soos wat ons vir oupa of vir mamma of ons maatjie kan sien en hoor. Nee, ons kan nie. So wat kan ons doen as ons met Jesus wil praat of ons wil vir Jesus beter leer ken?
Ons kan bid. As ons met Jesus wil praat, as ons hom beter wil leer ken, dan kan ons altyd bid. Ja, ons kan uit die Bybel uit ook lees, maar ons kan direk met Jesus praat as ons bid. En Jesus sê in vandag se Bybelstorie dat sy vriende, wat nou ons insluit, nooit moet ophou bid nie. Nooit ooit nie. Daar moet nooit 'n dag kom wat ons sê ons is nou klaar gebid nie. Hulle kan met God praat, hulle kan met die Heilige Gees praat, hulle kan met Jesus praat, dit maak nie saak nie. Wat saak maak, is dat hulle aanhou om te bid oor dit wat vir hulle belangrik is. Hierna vertel Jesus vir hulle 'n storie. En dit is 'n storie van 'n weduwee en 'n skelm regter. Nou hierdie mense het nie regtig bestaan nie, dis net 'n storie wat Jesus vir hulle vertel. Jesus maak sy punt deur 'n maklike storie te vertel wat hulle kan verstaan. Maar in die storie is daar 'n weduwee. Weet julle wat is 'n weduwee? 'n Weduwee is die naam vir 'n tannie wie se man dood is. So Jesus se vriende dink dadelik aan 'n ouer tannie wie se man al dood is, en in Lukas se tyd was baie van die weduwees baie arm gewees en hulle families moes help om na hulle te kyk. Hulle moes vir hulle kos gegee het en hulle het by hulle gewoon. Weet julle wat is omkoopgeld? Dis baie stout. Omkoopgeld is as ek vir jou geld gee en jy doen iets vir my wat jy nie eintlik mag doen nie. Weet julle wat is 'n regter? 'n Regter is iemand, as iemand sê, jy het nou my pen gesteel en ek het nie jou pen gesteel nie, dan moet die regter nou sê wat het regtig gebeur, wie is nou reg. So 'n skelmregter is 'n regter wat omkoopgeld vat. As ek 'n skelmregter is en mense bring 'n saak na my toe, dan luister ek na die een wat vir my geld gee. En ek maak soos hulle wil hê ek moet doen. En as iemand uitvind ek doen dit, dan is dit baie gevaarlik, want dan gaan jy tronk toe. En dit is baie verkeerd. Want as jou werk is om seker te maak mense luister na die wet, en jy breek dan die wet, dis baie lelik. Maar die regter wat Jesus van praat is skelm. Hy luister nie na wat God sê hy moet doen nie, en hy luister ook nie na onskuldige mense nie. Die weduwee is arm, reg, so sy het nie geld om vir die skelmregter te gee om hom mee om te koop nie. So wat doen sy? Sy pla hom. En sy hou aan om vir hom te vra om eerlik te wees as hy haar saak hanteer. Moenie die ou help wat vir jou die geld gee nie, help net die een wat reg is, die een wat onskuldig is. En dis al wat sy kan doen. En op die ou end sê die regter vir haar, ja tannie, dis reg, ek sal eerlik wees, los maar net uit. Weet julle wat maak so? Ek gaan weer vir ons die gelykie maak. Dis 'n deurklokkie. 'n Deurklokkie is iets wat iemand anders kan laat weet dat jy by die deur is. Nou ek gaan nou vir julle 'n geheim vertel. Myne hierso by die huis werk nie. En vra gerus vir mamma of pappa hoekom hy nie werk nie en hoekom ek hom nie laat regmaak nie, en hulle sal vir julle sê. Dis 'n lang storie. Maar as iemand by my is, dan klop hulle teen die venster, of hulle klop teen die deur, of hulle bel en hulle sê ek is nou hierso, dan maak ek vir hulle oop. Eenvoudig genoeg. Maar partykeer gebeur dit, dat jou huismense vir jou sê, moenie die deur oopmaak terwyl ek weg is nie. Of, moenie na 8 of na 9 in die aand die deur oopmaak nie. Want partykeer is daar skelms wat wil inkom. Maar as iemand die heeltyd die klokkie gaan druk, dan gaan 'n mens later wil oopmaak, net sodat die klokkie stil kan bly, want die klokkie pla ons, die klokkie is lastig. En dit is eintlik wat met die skelmregter gebeur, as die weduwee hom pla. Al gee sy nie vir hom omkoopgeld nie, hy wil net 'n bietjie uitgelos word. Nou Jesus vertel nie hierdie storie omdat hy iets het teen regters nie. Jesus hou waarskynlik van 'n klomp regters. In die begin van die storie lees ons, hy vertel dit om vir die disippels te sê, hulle moet bly bid. Hulle moet nooit eendag net ophou bid nie. Aan die einde van waar ons gelees het vandag,
dan sê Jesus ook iets wat baie spesiaal is. Iets wat elke Christen kan onthou. Hierdie regter wat Jesus van praat, hy was nie 'n eerlike mens nie. Hy was skelm. Hy was nie iemand wat gedink het hierdie arm weduwee is belangrik nie. Maar selfs hy het die regte ding gedoen, want die weduwee het aangehou om met hom te praat. Sy het vir hom gevra, asseblief meneer, wees tog eerlik met my saak. Nou die Here wat ons dien, is nie skelm nie. En ons weet die Here is baie lief vir ons. God is so lief vir ons dat mense vandag nie eers kan verstaan hoe baie nie. Dis hoe lief God vir ons is. Ons kan dit nie meet nie, dis te veel. So as die skelm regter die weduwee kon hoor, dan hoor God ons, as ons bid baie meer. Want God wil ons hoor. God wil ons help, want God is lief vir ons. Nou ons bid vir allerhande redes. Ons kan bid om vir God dankie te sê. Ons vra dat God ons help. En ons kan ook maar net bid om vir God te leer ken. Dis maar 3 redes. Daar is soveel ander redes. Dis maar 3 van die grootes. Maar dit is belangrik dat ons sal aanhou, want dis hoe ons gesels met God. Dis die beste manier. Dis die maklikste manier. En wat interessant is hoe meer ons met God gesels, hoe sterker raak ons geloof in God, en hoe beter ken ons op die ou end ook vir God. Nou ek weet hoe voel dit, as ons iets verkeerd doen, as ek iets verkeerd gedoen het, en ek voel sleg daaroor. Ek weet. En dan kan ons miskien 'n bietjie bang voel om met Jesus te praat. Maar moenie bang wees nie. Praat dan met Jesus daaroor. Jesus verstaan altyd en hy vergewe ons. Ek weet hoe voel dit om baie hartseer te wees. Partykeer is 'n mens so hartseer dat 'n mens dit amper vir die Here wil wegsteek. Dat 'n mens wil hê God moet weet hoe hartseer ons is nie, maar moet dit nie vir God wegsteek nie. Want ons kan in elk geval niks vir God wegsteek nie. Praat met God daaroor en vra vir God om jou te help. Ek weet ook hoe voel dit om baie moeg te wees. So moeg dat as jy nou hier was en jy was nou daar en jy moes gou hierdie klaar gemaak het en daai is gou afgehandel, dan wil jy nie nog met die Heilige Gees praat nie. Dan voel ons dalk so moeg. Ons voel ons het nie tyd vir die Heilige Gees nie. Maar sê vir die Heilige Gees, jy is nou moeg, en vra vir die Gees om jou 'n nuwe krag te gee, om vir jou 'n bietjie rus te gee. Die maklikste en beste manier om vir die Here te wys hoe ons voel, en wat ons kort, is om te bid. En dis wonderlik, want die Here is altyd bly om van ons te hoor, want die Here is baie lief vir ons. Die Here is baie liever vir ons as wat 'n skelm regter is vir die weduwee. So daarom gaan die Here ons baie beter hoor as wat hy vir haar gehoor het. Amen. Liewe Jesus, ons wil vir u dankie sê dat ons welkom is by u. Dis vir ons lekker om met u te gesels, en ons wil ook graag hoor wat u vir ons wil sê. Help ons om stil te raak, help ons om tyd te maak, dat ons met u gesels, en help ons om aan te hou met u te gesels. Here, want ons weet u het ons so lief, en ons wil graag vir u wys, ons is vir u ook lief. En ons wil graag vir u wys, ons waardeer u, ons weet wat u vir ons doen, en ons wil nooit ophou om met u te gesels nie. Amen.